Liewe vriende, dis maandagooggend en ek het gister die voorreg gehad om weer 'n baba te gedoop het. En toe wonder ek net, elke keer as ons babas doop, dan vra dit nuwe vrae vir ons as ouers. Dit vra vir ons waar ons staan in terme van ons geloof. Kan ons kinders op ons vertrou? Wil ons hierdie kleintjie grootmaak en gaan hierdie kind sien in my lewe dat ek die Here Jesus dien? En ek het ook daar gepraat en dit laat my net vanoggend wonder oor wie sê jy is Jesus? En hoe bely jy Jesus van Nasaret? Wie is hy vir jou? Is jou lewe hier op aarde en jou religieuse lewe, is dit net wat dit is, 'n religieuse lewe? Is dit net 'n godsdiens wat jy aanhang? Gaan jy net deur die sekere soort van rituele en goed van die godsdiens en dan dink ek en jy, maar ons weet wie Jesus is en ons het 'n pad met hom gestap. Die uitroep vanoggend wat Jesus vir ons sê is, haal jou geloof asem, haal jy asem. En ek het dit gister so in die kerk verduidelik dat die vertikale as van die kruis is die eerste gebod. En dit sê vir ons dat ons in 'n verhouding met die lewende Here Jesus moet staan. Dat ons hom moet aanbid en dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en hele verstand. Maar dit is die inaseming en ons kan nie net die hele tyd inasem nie. Ons moet ook uitasem, want anders dan gaan ons dood. En uitaseming is die horisontale as van die kruis. Dit is die tweede gebod, om daardeur ook vir die wêreld te sê, maar omdat ek in 'n verhouding staan met Jesus Christus, in my vertikale as, het ek ook die wêreld, het ook mense so lief soos ek myself het. En dit is die geloofsasemhaling waarmee ons elke dag moet lewe. En daarom, vriende, sê Jakobus, wys my jou geloof sonder jou werke, en dan wys ek vir jou my geloof met my werke. So vriende, ons verhouding met die Here Jesus en ons religieuse lewe is nie net bloot 'n paar goedjies wat ons nakom nie. Nee, dit is of dit jou hele lewe bepaal en of jy in 'n diepe verhouding met Jesus Christus staan, of jy vir hom liefhet en of hy bepaal wie jy is en hoe jy leef. En dalk hoor ons dit die duidelikste in Johannes 15 vers 5, waar Jesus vir sy disippels sê, sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, die Christendom het begin toe mense vir Jesus van Nasaret ontdek het, maar as hulle Messias ontdek het. En daarom wil ons dit vir mekaar sê vandag, die grootste bedreiging vir die kerk is nie gevare van buite nie gevare van iewers anders nie, maar is gevare van binne. Dat ons vanoggend ook vergeet wie ons regtig is en aan wie ons behoort. Nog skerper gesê, dat ons eie boodskap nie regtig meer glo en ken nie. Mag die Here vir ons in hierdie week help dat ons vir onsself die vraag sal vra, maar wie is hierdie Jesus vir my en jou?